vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n lekker koue naweek, so ek hoop julle het julle lekker warm gehou en ja, mag vanoggend se erediens ook vir jou iets besonders wees en mag jy ook weer dat God met jou kom praat vandag en dat hy 'n afspraak het met jou. En ek gaan vra dat daar waar jy is, jy sommer begin rustig raak en vergeet van alles wat hierdie week gebeur het en alles wat nog moet gebeur, alles wat nog voor lê. En probeer regtig net rustig terug te sak in God se teenwoordigheid. Here, dankie dat ons by u voete kan kom wees. Dankie dat ons by u voete kan kom sit, of dit goed en of dit sleg gaan, vreugde of teleurstellings beleef. Here, dankie dat ons sommer net by u kan wees. Here, ek vra dat u ons harte en ons gedagtes sal aanraak, soos ons maar altyd bid, dat ons regtig sal kan fokus op dit wat dit is wat u vir ons wil sê. Ons werklik sal kan hoor wat dit is wat u vir ons wil kom sê. Spreek nou, Here, u kinders luister. Amen. So vriende, ek het hierdie week op 'n baie eenvoudige prentjie afgekom, maar dit het vir my toe nou so baie beteken op die uiteinde. Julle sien die prentjie dalk op julle skerms en hierdie prentjie het my laat dink aan hoe dikwels of hierdie prentjie het my laat dink aan die lewe. Die eerste lyntjie is waarskynlik hoe die meeste van ons hoop ons lewe sal verloop, nie waar nie. Jy begin by punt A en jy beweeg dan nou na punt B toe, die pad is reguit, dit is eenvoudig, dit maak sin, dit verloop min of meer soos jy beplan. En toe dink ek aan die tweede lyntjie, en toe dink ek, die tweede lyntjie is dalk nader aan die werklikheid. Die lewe het sy draaie, hier en daar 'n bietjie op en 'n afdronde. Dinge verloop nie altyd presies soos jy gehoop het nie, maar die lewe voel nog min of meer hanteerbaar tussen punt A en B. Maar, ek vermoed, baie van ons herken onsself eerder in die derde lyn. Die pad vat baie draaie, en daar is 'n klomp draaie wat ons nie voorsien het nie. Ons loop deur seisoene waarvoor ons nie voorberei was nie. En uiteindelik lyk die reis heel anders as wat ons by punt A gedink het, dit sou lyk. En hierdie prentjie het my toe nou laat dink, dat ek vanoggend vir julle die vraag wil vra. Hoe gaan dit met jou? En vriende, wanneer ek vanoggend vra, hoe gaan dit, bedoel ek nie net, hoe gaan dit by die werk, of by die huis, of met jou studies nie. Ek bedoel, hoe vaar jy in jou lewe, met jou lewe? Hoe gaan dit met jou op hierdie reis, tussen punt A en punt B? Waar is jy dalk? Op watter lyn identifiseer jy dalk jouself? Dalk nog 'n belangriker vraag, hoe gaan dit met jou geloofsreis? Want vir ons as gelowiges loop ons geloofsreis en ons lewensreis nie op verskillende paaie nie, maar is dit saam. 'n Nederlandse teoloog, Harry Kuithert, het eenmaal gesê, sonder geloof vaar niemand wel op hulle lewensreis nie, ekskuus. Jare later skryf Johan Smit weer dat die lewensskip ligter is sonder geloof. So met die eerste oogopslag klink dit amper teenstrydig. Die een sê, sonder geloof gaan dit nie goed op jou lewensreis nie. Die ander een sê, sonder geloof reis jy juis ligter. Maar Johan Smit bedoel nie dat ons geloof moet weggooi nie. Hy bedoel eerder dat ons soms baie dinge saamdra wat die geloofreis in ons lewe onnodig swaar maak. Daar is dinge in ons lewe wat so klou aan daai geloofsreis, wat dit so aftrek en wat dit so swaar maak. En dit kan dinge wees soos ons idees oor God, ons verwagtinge oor die lewe, ons verwagtinge oor God, antwoorde wat vir ons werk tot op 'n sekere punt, tot sekere draaie in ons lewe gebeur, dan is dit nie meer goed genoeg nie. So ek verstaan 'n bietjie wat Johan Smit bedoel by, daar is soms dinge wat ons saamdra, wat ons geloofsreis onnodig vir ons swaar maak in ons lewe. En dit bring my by die boek Job. Dalk is ek bietjie bevooroordeel as ek die volgende gaan sê, maar daar is min boeke in die Bybel wat ons hiermee kan help, soos die boek Job. Want Job help ons om te onderskei tussen geloof
en die goed wat ons geloofsreis swaar maak. En hierdie boek help ons om te besef dat daar is onnodige bagasie en ons moet ontslae raak van daardie onnodige bagasie vir ons geloofsreis, vir ons lewensreis. Kyk, as daar nou ooit iemand was wie se lewe nie volgens plan verloop het nie, was dit Job. Sy pad tussen punt A en punt B was vol vrae, verliese, worstelinge. En juist daarom is hierdie ou boek nog steeds vir ons so relevant, die boek van Job. En nog meer wil ek bysê, help die boek Job ons om te ontdek dat 'n vraende geloof is steeds geloof, dat 'n soekende geloof is steeds geloof, dat geloof nie ophou geloof wees die dag wanneer jy begin worstel en vra nie. Inteendeel, soms is dit juist daardie geloof wat jou help om die pad tussen punt A en punt B te kan stap. En dit is waaroor hierdie preek dan nou uiteindelik vandag ook gaan. Oor die vryheid van 'n geloof wat nie bang is vir vra nie. James Kirkpatrick, Dominee James Kirkpatrick het dit so mooi beskryf in sy eie woorde. Hy sê, dit sê iets van die ligtheid van 'n vraende geloof. Die ligtheid van 'n vraende geloof. En vriende, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 plekke in die boek Job. So dit is Job 3 en dan Job 42. Die begin en die einde van Job se reis. En ons doen dit so omdat ons iets van die groter boodskap van die hele boek vandag wil probeer verstaan. Want in Job 3 hoor ons die woorde van 'n gebroke man. Job vervloek sy geboortedag. Hy wens hy was nooit gebore nie. En dan kom ons by Job 42 en dan lees ons van dieselfde man wat 140 jaar lank gelewe het en sy kinders en sy kleinkinders tot in die 4de geslag gesien het. En hy het oud geword en hy het toe dood gegaan, maar dan sluit die teksgedeelte af en sê, maar hy het 'n vol lewe gehad. So dis hierdie 2 heeltemal uiterstes. En ek nooi julle om saam met my te lees. So ons gaan net Job 3 vers 1 tot 5 lees en dan Job 42 vers 16. Dit is letterlik die laaste vers in die boek Job. So ek nooi julle uit om saam met my te lees. Job 3. Toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek. Hy het gesê, die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. Die nag, toe gesê is 'n seentjie het in die wêreld gekom, daardie dag moes net donkerte gewees het. God daarbo moes dit nie eens raak gesien het nie. Geen lig moes die dag deurgebreek het nie. Donkerte en duisternis, moes dit opgeëis het. Wolke moes daaroor toegetrek het en die sonsverduistering moes dit oorval het. En dan beweeg ons vriende na Job 42 vers 16. Job het nog 140 jaar gelewe, hy het sy kinders en sy kindskinders tot in die 4de geslag gesien. Job het toe gesterf, hy was oud, maar hy het 'n vol lewe gehad. Sjoe, nou die vraag is, jy weet, hoe kom 'n mens van, ek wens ek was nooit gebore nie, by Job 3, tot by hy het uitgeword en 'n vol lewe gehad, Job 42. Wat gebeur tussen Job 3 en Job 42? Want iets moes gebeur het. Job se verstaan van God moes verander het, en sy geloof moes 'n bietjie verander het, en die manier waarop hy na die lewe kyk, moes drasties verander het tussen hierdie 2 uiterstes. So, wanneer ons die boek lees, dan sien ons tog 'n paar belangrike bewegings wat ek dink om van Job 3 afvat, die persoon wat ons moet in Job 3, tot by die persoon in Job 42. Ons gaan nou nie die hele boek, ons gaan nie alles kan deurgaan nie, maar daar's 'n paar belangrike bewegings wat ek dink om druk in 'n spesifieke rigting, nie druk nie, maar wat om, jy weet, laat groei en vorm van die persoon van Job 3 tot die Job 42 persoon. So ek dink, kom ons gaan saam deur die klomp bewegings wat plaasvind. Die eerste groot beweging is dat Job natuurlik alles verloor wat vir hom sekerheid gegee het. Dit is ook hoekom hy in Job 3 praat soos wat hy praat. Want wanneer ons vir Job aan die heel begin ontmoet, is hy 'n man met wie dit baie goed gaan. Hy het 'n gevestigde lewe, hy het aansien in sy gemeenskap, hy het 'n familie vir wie hy baie lief het, alles is baie stabiel. Maar binne 'n kort tydperk verander alles. Sy kinders sterf, hy verloor al sy besittings, sy gesondheid word van hom af weggeneem,
En uiteindelik sit hy op 'n ashoop en krap sy sere met 'n potskerf. Dit is die Job wat ons in hoofstuk 3 ontmoet. 'n Gebroke mens wat sy geboortedag vervloek en wens hy was nooit gebore nie. Die wêreld wat Job geken het nie meer vir hom bestaan nie. Die lewe maak nie meer sin soos dit vir hom voorheen sin gemaak het nie. Die pad tussen punt A en punt B lyk skielik baie anders as wat hy gedink het dit gaan. En aan die tweede groot beweging kom wanneer Job met die antwoorde van sy vriende gekonfronteer word. Aanvanklik doen hulle presies wat goeie vriende behoort te doen. Hulle kom sit net by hom. Hulle huil saam met hom en hulle sê vir 7 dae niks nie. Hulle sit net by hom. Ironies genoeg is dit waarskynlik die beste ding wat hulle in die hele boek gedoen het. Want dan begin hulle praat. En soos hulle praat, word dit duidelik dat hulle 'n baie eenvoudige verstaan van geloof het en hoe geloof werk. Vir hulle werk dit volgens 'n baie eenvoudige formule. As jy reg leef, gaan dit met jou goed. As jy swaar kry, moet daar 'n rede wees. So daar is 'n klompie hoofstukke tussen hierdie twee uiterstes, 'n klomp gesprekke wat plaasvind waar hy gekonfronteer word met sy vriende en hulle antwoorde en hierdie spesifieke formule wat hulle het. So dan sê hulle vir hom, maar Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Erken net jou sonde, bely jou skuld en dan gaan alles mos nou weer regkom. Maar Job het nie net dit wat hulle gesê het opgeëet nie. Job het nie saam met hulle gestem nie. Dit het nie vir hom reg gevoel binne in hom nie. En nie omdat hy dink hy's beter of was reg of wat ook al nie. Maar omdat Job se ervaring pas nie in hulle eenvoudige verduidelikings nie. Dit wat hy beleef het met sy lewe, het nie vir hom sin gemaak nie. In terme van dit wat hulle vir hom sê nie, jy weet, jy moet net jou sonde bely. Dan gaan alles mos nou oukei wees. Dan gaan alles kan terugkeer. Vra net vir vergifnis. En Job het net gesê, maar dit maak nie vir my sin nie, want dit is nie my ervaring nie, dit pas nie in met julle verduidelikings nie. En dit bring ons by die derde groot beweging. Jy weet, nadat hy heeltyd met 'n klomp hoofstukke gestoei het met sy vriende, draai hy Job na God toe. So die derde groot beweging is Job bring sy hele lewe na God toe. Job se reaksie is nie om weg te stap nie, maar hy begin met God in gesprek tree. Hy vra. Hy worstel met wat het gebeur. Hy argumenteer. Hy protes teen wat met hom gebeur het. Hy raak kwaad. Die gesprekke word al hoe langer en intens. So dis ook 'n paar hoofstukke tussen hom en God. Hy praat met God. Maar hoe langer die boek aangaan, hoe duideliker word dit dat Job nie in hierdie paar hoofstukke ver van God af beweeg nie. Inteendeel, hy bring sy hele lewe na God toe. Sy vrae, sy pyn, sy verwarring, sy woede, dit alles vat hy na God toe. En wat my tref is ook hoe eerlik Job met God praat. Hy hou niks terug nie. Hy kla behoorlik. Hy vra die moeilike vrae. Hy verstaan nie wat met hom gebeur het nie en hy maak nie 'n geheim daarvan nie. Maar deur dit alles bly hy met God in gesprek. Hy hou aan soek. Hy hou aan vra. Hy hou aan worstel. En op 'n manier hou Job aan om te draai na God toe in al sy soekende vrae. En die vierde en die laaste groot beweging in die boek is dat Job ontmoet dan vir God anders as wat hy verwag het. Job ontmoet vir God anders as wat hy verwag het. Jy weet, na al die gesprekke, al die argumente en al die vrae, breek die stilte uiteindelik. En die stilte breek deur God wat aan Job verskyn en met Job praat. En wat vir my merkwaardig is dat God met Job praat, selfs nadat, jy weet, Job was woedend vir God en hy het, jy weet, getwyfel en hy het, jy weet, gekla by God en hy was woedend en hy het God bevraagteken, maar selfs in daai moeilike deel, die vrae, die soeke, in dit is dit waar God aan hom verskyn. Jy weet, dit is vir my die mooiste, jy weet, in Job se seerste seer, in sy soeke, in sy vrae, besluit God nie om stil te bly en weg te draai nie, maar hy verskyn aan Job, hy stap nie weg nie. God gee natuurlik nie vir Job die verduidelikings en die antwoorde waarna hy soek nie. Hy verduidelik nie elke verlies of elke stukkie pyn nie antwoorde vir hom gegee nie.
Maar wanneer 'n mens die boek lees, besef jy dat Job eintlik iets groter as antwoorde ontdek het en ontvang het. Hy ontmoet vir God. En wanneer die boek dan nou uiteindelik tot 'n einde kom, gebeur iets verstommend ook. Of wanneer die gesprekke so bietjie tot 'n einde kom. God draai na die vriende en sê, julle het nie reg van my gepraat soos my dienaar Job nie. Weet so nou hoor ons, God sê vir hulle dat indirek julle antwoorde, dis nie oukei nie. Dit wat julle gesê het, is nie reg nie. Die mooi deel is dat die man wat aangehou het om God te soek en te vra en te borstel met God, is die een wat reg was en die een wat nader aan God beweeg het. En miskien is dit presies wat tussen Job 3 en Job 42 gebeur het. Job ontdek dat geloof nie altyd beteken om alles te verstaan nie. Hy ontdek dat God groter is as sy verklaring, sy vrae en selfs net groter is as sy begrip. Daarom staan Job aan die einde van die boek nie met al die antwoorde nie, maar met 'n baie dieper verstaan van God en met 'n baie dieper verstaan van sy geloof. 'n Ongelooflike stuk groeiende geloof wat plaasgevind het. En dit bring ons by vir my een van die mooiste insigte wat iemand genoem het al oor hierdie boek, en dit is Elie Wiesel. Hy was in die Auschwitz-kamp en hy het dit oorleef, en hy het eenmaal geskryf dat God is nie in die antwoorde nie. God is eintlik in die vraag. En dit dra vir my die hele beginsel van die boek Job so mooi oor. Dat God is in die vraag. Ons dink so maklik, God is net in die antwoorde. God is daar wanneer dit sin maak. God is daar wanneer ons uiteindelik ons verduidelikings kry. Maar Job ontdek en wys vir ons iets anders. Hy ontdek dat God ook in die soeke en in die worsteling en in die gesprekke is. Want juist toe is dit hoe God aan Job verskyn het. Miskien is dit die grootste verrassing van die boek, dat Job nie noodwendig sy antwoorde kry nie, maar dat hy God ontmoet, en nie op die manier wat hy ook gedink het hy gaan nie. En dis nie dat al sy vrae verdwyn nie, maar dat hy leer om met sy vrae en met alles nog steeds by God te bly, met 'n dieper insig en 'n dieper geloof. En dalk is dit die ligtheid van 'n vraende geloof. Dat ek nie hoef voor te gee, ek verstaan alles nie. Dat ek nie my hele lewe, dat ek met my hele lewe na God toe mag kom, en met die belofte en vertroue en die wete dat God nie sal wegstap nie. En daarom wil ek terugkeer, vriende, na die vraag waarmee ons begin het. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou geloofsreis? Of miskien is die belangriker vraag eerder, het jy al ooit gedink, wat maak jou geloofsreis vir jou swaar? Wat is dit wat jou geloofsreis swaar maak? Want wanneer ek die boek Job lees, dan kry ek die gevoel dat Job langs die pad van sekere goed ontslaag geraak het. Sekere goed wat sy geloofsreis vir hom swaar gemaak het. En ons sien dit, van punt A tot punt B, het hy van goed ontslaag geraak. Job leer dat hy nie alles hoef uit te werk en te verstaan en te weet vir hom, om nog steeds aan te hou stap met sy geloofsreis nie. Dit verhinder nie dat hy kan aanhou stap as hy nie antwoorde het nie. Job leer om aan God vas te hou, selfs wanneer hy nie God verstaan nie, selfs wanneer dit vir hom moeilik was. Hy leer om aan God vas te hou, selfs wanneer hy hom nie verstaan nie. En Job leer dat hy met sy hele lewe na God toe mag kom. Nie net met sy vreugde en sy lof en wat ook al, en sy vroomheid nie, met sy soekende vrae, sy twyfel, en dit alles kan hy ook na God toe bring. En vriende, miskien is dit die uitnodiging van die boek Job, ook aan my en jou vandag. Ek dink daar is 3 uitnodigings uit hierdie boek vir my en jou los vandag. Eerstens, laat gaan die behoefte om alles altyd te moet uitwerk. Tweedens, hou vas aan die God wat jy nog nie ten volle verstaan of ooit gaan verstaan nie. Maar draai na daai God toe en hou vas aan hom. En die derde ding is,
Praat eerlik met God, met alles wat in jou is. Gaan gee dit vir God. Want soms is die grootste groei in geloof nie die antwoorde wat ons kry nie, maar om net so bietjie van hierdie laste wat ons dra in ons geloofsreis neer te kan sit. Dat ons kan laat gaan van die behoefte om alles altyd te moet weet. Dat ons kan vashou aan God, selfs al verstaan ons hom nie ten volle nie. En dat ons altyd eerlik met hom kan praat en eerlik wees oor hierdie goed. En dalk is dit die ligtheid van 'n vraende geloof. Amen.